'n nuwe Rubicon word ontbloot. So in hierdie wêreld is dit baie keer so dat onsekerheid en isolasie jou uithaal. Maar die emosie wat daarmee saamkom is die van kwaad. En ek het gesien in my kruis met die Rubicon die aanbeweeg en so die van baie ander mense, hoe maklik ouens slagoffers word, wil ek amper sê, van die kwaad. Met ander woorde, wat het die sisteem aan my gedoen, wat het mense aan my gedoen, wat het iemand aan my gedoen. En een van die, fundamentele of onderskeidende besluite wat ek geneem het op my reis is, ek gaan nie 'n dag lank onder 'n boom sit, soos hier in Afrika, myself jammer kry oor dit wat ander aan my gedoen het nie. Dit gaan my nêrens heen vat nie. Inteendeel, dit is vir my beter om op te staan en net te begin stap in enige rigting. En is 'n moeilike konsep vir mense om partykeer te verstaan dat jy so oor die lewe dink. En ek sê baie keer vir ouens, jy weet, as jy vir my vra waar moet ons heen gaan of jy weet, wys vir my waarheen en ek kyk rondom my en ek sien hierdie horison en hy's min of meer dieselfde reg rondom my, dan sê ek dit, gaan na die horison toe. En dan as jy daar kom, is jy op die regte plek? Nee, ek is nie seker nie. Maar hier's wat ek weet, om hier te sit en jouself jammer te kry, of om na daai plek toe te stap en dan daar te kom, en wat dan? Wel, dan sien jy die volgende horison. Dis die lewe. En ons het nie so groot geword nie. Ons wil in beheer wees, ons wil weet, ons wil alles weet, ons wil seker wees, en dan is daar hierdie onsekerheid. So vir my belangrik was in my persoonlike lewe, en ek het dit nie dadelik besef nie, maar later meer, belangrik om te weet waarheen jy gaan en hoekom, daai rigting. Belangrik om jou intensie bekend te maak, jou hart. En kom ons sê maar vir mekaar, iets waarmee ons nie almal groot geword het nie. Nie noodwendig soldate nie. Wat's in jou hart? Wat wil jy graag hê? Maar daar was 'n derde belangrike ding en dit was die van beginsels. En ek dink beginsels is baie meer belangrik as waardes. En vir my, die beginsels van hierdie oop stelsel het my hele wêreld verander. Die beginsels van goed wat in oorlewing gebeur het my gehelp om te deel met omstandighede. En dan snaaks genoeg die beginsels van spoorsny. Spoorsny as 'n kuns. En agter dit 'n klomp beginsels het vir my en ek dink vir baie ander mense al baie beteken. Hier's wat dit vir my beteken het. Ja, natuurlik is dit die interspel van baie intelligensies. Daar's konteks, my omgewing. Jy weet, omstandighede, die omgewing kan verander. Daar is intuïsie, intuïtiewe intelligensie wat reeds daar is. Dis die kulminering van al my kennis en al my vaardighede en die gebruik van al my sintuie. En dan is daar, kan ek dit maar noem, geestelike intelligensie. En moet dit nou nie verwar met religie nie. Geestelik beteken net, ek is hier met my lewe en ek moet daar uitkom. En dis die proses om daar uit te kom. En dis wat die spoorsnyer wil doen. Die spoorsnyer het 'n doel. Ek meen of hierdie nou 'n mens of 'n bokspoor is, hy wil op hierdie spoor gaan en dan wil hy by iets uitkom. En dis die proses om daar uit te kom en eintlik die reis. So die beginsels agter spoorsny was eenvoudig hierdie goed. Een, jy moet vierkantig op hierdie spoor staan. Maklik om te verstaan, as ek van hierdie hoek af na hierdie voetpaadjie voor my kyk, dan kyk ek nou soontoe. En dan sien ek verseker nie wat die mens of dier gesien het wat die kant toe gegaan het nie, of soontoe nie. En belangrik dat ek daarom letterlik vierkantig op die spoor gaan staan. En die baadjie aantrek van die een wat hier geloop het. Ek moet een word. Metafories het dit vir my beteken in my oorsteek van my Rubicon. Ek moet getrou wees aan myself. Ek moet autentiek wees. Ek moet word wie ek bedoel was om te wees. Ek moet speel naby my talente, my gawes. Ek moet leer uit die lesse van die lewe uit. En allermins moet ek onder die boom sit en myself jammer kry. So vierkantig op die spoor. 'n Tweede een was letterlik om op te kyk. So ver soos wat jy kan afkyk op die spoor. En interessant genoeg in Noord-Amerika en ander plekke op die spoorsny kursusse forceer hulle die ouens om die hier en nou te interpreteer. Met ander woorde letterlik van een spoortjie na die volgende spoortjie. Al vat dit jou 'n halfuur om dit te analiseer. Uiteindelik het jy geen hoër doel nie. Jy gaan nie jou doel bereik nie. Maar ten minste kan ons dit beheer, ten minste kan ons vir iemand verduidelik ons nie 'n fout gemaak nie en ten minste kan ons
Jy weet, al die boksies tik van die goed wat ons bang maak. Daai wêreld bestaan nie vir my nie. En ek sien dit baie in besigheid. Hoe dit ons stadig maak en eintlik irrelevant. Vir my was dit die omgekeerde. Dis daai opkyk en jy sien net 'n skaafmerk of jy sien dalk net 'n verkleuring in die grond of jy sien dalk net daai donker van die son wat vir jou 'n skaduweetjie gee in die toonpunt van die spoor. En dis genoeg vir my. Dis genoeg om te gaan, ek kry my bevestiging later, ek merk dit as ek 'n lekker spoor het en dan gaan ek weer en ek gaan weer. Dit is hoe ek momentum skep op die spoor. Maar dis hoe jy momentum skep op die lewe. Wat sê ek? Die mens is in sy wese ontwerp vir hierdie onsekerheid. En die spoorsnyer verstaan dit. Die Afrika spoorsnyer weet dat tussen die hier en nou en alles wat ek nou kan hier analiseer, is daar die onsekerheid en ek's nie bang vir dit nie. En ek gaan na die onsekerheid toe, want dis hoe ek vorentoe gaan. Die beginsel is momentum, kyk op, beweeg. 'n Derde beginsel, en so terloops, ek sê dit maar teen die agtergrond van hoe ek sien mense wat deur die Rubicon worstel om oor te kom, mense wat in hulle besighede worstel, hoe leiers, bestuurders net fokus verloor. Daar's net te veel goed. En koppel dit nou nog aan jou beheptheid om in beheer van alles te wees. Dis net 'n potensiële gemors. Vir die spoorsnyer is dit alles oor fokus. Met ander woorde, ek sien die spoor, ek's op die spoor, ek het my momentum en nou beweeg ek. Ek gaan nie nou soontoe nie, ek het nie nodig nie. En as jy in 'n spanspoor sny, dan die ander ouens wat hierdie moontlikhede vir jou afdek. Met ander woorde, daar's 'n verkenner daarvoor en nog 'n verkenner daarvoor wat jou ore en jou oë word, sodat jy kan hardloop op hierdie spoor. In die Afrika wildernis en oorlewing, is twee goed wat al jou energie by jou gaan vat, wat jou gaan moeg maak, gaan jou uithaal. Vrees, die onbekende, en die ander een is kwaad. Jy weet, waar het verkeerd gegaan, waar het ek droog gemaak? Dis wat jou energie vat, dit maak jou moeg. Die spoorsnyer moet lig hardloop. En hy kan nie met 'n klomp bagasie en 'n klomp goed wat jou fokus wegvat, lekker spoorsny nie. Nommer 4 is die kulminering van al jou instinktiewe of intuïtiewe kennis as jy wil. Met ander woorde, alles wat jy reeds het, aangebore, aangeleer, jou kennis van die natuur, die gebruik van jou sintuie, die interpretasie van die omgewing of die konteks, alles in mekaar ingeweef rondom, maar waar is die waarskynlike roete? Waar behoort die spoor te wees? En jy sny spoor amper vanuit jou maag uit as jy wil, met ander woorde intuïtief het jy 'n gevoel van waarom jy in te gaan. Hoekom? Want terwyl jy loop, interpreteer jy die topografie. Jy's bewus van moontlik waar die water is, met die rigting wat die voëls vir jou aandui, laatmiddag as hulle gaan water drink. Jy luister na die voël en die diere geluide en jy raak jy weet bewus van waar die mens of dier moontlik sou kon heen gaan. En terwyl jy dit doen jy wat? Jy kan sien dat hierdie spoor, jy weet, links van hom is miskien 'n bos en reg is 'n groot klip en die waarskynlike roete is tussen die twee. Niemand loop deur bosse of deur klippe nie. Behalwe natuurlik as jy teenspoorsny doen. So jy kry so 'n intuïtiewe gevoel en jy antisipeer waarom heen te gaan. Dit was my nommer 4 wat my verskriklik baie gehelp het in my oorbrugging van die Rubicon, is om te gaan met dit wat reeds daar is. En om my intuïtiewe kennis meer te vertrou. Maar daar's 'n laaste een wat ek dink die lewensredder is vir meeste mense wat moet kruis, 'n besigheid wat moet kruis, en dit is wat as jy van die spoor afloop? Wat as jy die spoor verloor? Ek meen dit gebeur met ons almal. Jy's op spoor met jou lewe, dit gaan goed. 'n Klomp goed is in plek en soos jy beweeg en skielik besef jy maar ek is van die spoor af. En dit is dan wanneer die lewensredder inskop. Vir my is die lewensredder proses. Of dit nou besigheidsprosesse, bestuursprosesse is en of dit nou mensprosesse is, met ander woorde, ons moet 'n probleem oplos, ons moet konflik hanteer, wat dit ook al is. Proseswerk word jou lewensredder. En vir die spoorsnyer is dit presies dit. As jy saam met my hier afkyk in hierdie paadjie, dan sal jy sien, nie ver van hier af nie,
is daar so 'n natuurlike vurk in die pad en 'n deel van die spoor gaan na links en 'n ander deel van die spoor gaan na regs. Soos wat die spoorsnyer loop, begin hy dit sien, hy begin dit optel en hy begin intuïtief amper daai gevoel kry. Maar hy dink die spoor sou dalk na links kon gaan. En daarom gaan hy natuurlik begin kyk na links en as hy die spoor sien, dan hardloop hy op hom. Maar kom ons sê vir 'n oomblik hy's nie daar nie. Dan is dit prosestyd. En die beste spoorsnyers in die wêreld, so vinnig as wat hulle hardloop op daai spoor, baie vinniger as die een wat voor hulle was, is skerp genoeg om te weet wanneer is dit nodig om tyd te roep. En al wat jy dan wil doen is konsolideer en weer terugskop met die lewe. So dit beteken jy gaan links uitstap, seker maak die spoor is nie daar nie. As hy nie daar is nie, kom jy terug na waar jy hom laas gehad het by die kruising of die vurk. En dan eksploreer jy die tweede alternatief of 'n derde alternatief en dan tel jy die spoor op en dan hardloop jy weer met hom. En daai proses, as jy hom nog steeds nie kry nie, dan kom jy terug hiernatoe en jy doen 'n behoorlike 360 jy weet rondom soektog na die spoor, jy tel hom op en jy hardloop. Vir my is die kuns van spoorsny, dis 'n oeroue kuns as jy wil, miskien ingebed in ons almal se DNA, ons het dit net verloor. Maar intuïtief, as jy eers dit bemeester, kan dit nie anders as om te impakteer op die normale gang van jou lewe nie. En jy gaan baie vinnig, jy weet, so begin praat. Jy gaan sê, jy weet, ek het nou hierdie lewensveranderende draai in my lewe gemaak en tog voel ek's nie op spoor nie. Ek meen, dis lekker spoorsnytaal. Dit voel of ek die spoor verloor het. Dis lekker spoorsnytaal. Ek is op spoor, maar ek is nie seker waar ek moet heen gaan nie. Dis spoorsnytaal. En ek gebruik hierdie metafoor in my eie lewe, elke dag van my lewe as ek kan, en so baie ander, om te sê, maar hier is 'n paar lekker beginsels, wat jou net help om op koers te bly met die reis van die lewe.